Goeiemôre. Jy luister na die 5de oordeenking in die reeks Jesus is die vraag. Vanoggend se tema is: sien jy die vrou? Die Engelse woord compassion was nog altyd vir my 'n baie mooi en kragtige woord. Die woord neem my terug na die eerste voltydse predikant wat ons op Rotan gehad het, Dr. Piet van Staden. Hy het sy proefskrif geskryf met die tema Compassion, the essence of life. Hiermee het hy verwys na Jesus se beklemtoning van die barmhartigheid van God. 'n Mens sou byvoorbeeld die verwagting hê dat Jesus in Lukas 6 vers 36 sal sê: "Wees heilig, want God is heilig," soos dit in veral Levitikus opgeteken staan. Maar Jesus se opdrag aan die kerk lê klem op God se barmhartigheid. Wees barmhartig, soos julle Vader barmhartig is. Merk jy ook die innige wyse waarop Jesus na God verwys as Vader? Hier hoor 'n mens ook die ego van Nehemia in die psalms wat bely: barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Griekse woord oiktirmos beteken deernisvol, ontfermend, vol medelee. Hiermee wou Jesus beklemtoon dat die ware kenmerk van 'n geloofsgemeenskap die ontfermende medemenslikheid is, vol deernis en genade. Deernis, genade, barmhartigheid begin deur 'n ander werklik raak te sien. Jy kan nie voorgee om 'n ander persoon werklik raak te sien nie. 'n Mens weet dit net. Kinders weet dit, bejaardes weet dit, almal weet dit. Die skrywer van Jesus is the Question vertel hoe hulle eenmaal deur 'n slegte buurt gestap het, op pad na 'n barmhartigheidsprojek waarby hulle betrokke was. Terwyl hulle stap, het die groep mense wat aan die gesels was, skielik stil geraak. Hy het vinnig opgekyk om te sien wat gebeur het, en toe hoor hy verskeie mense vra: "Het julle die vrou gesien wat nou net hier verby is? Dis 'n prostituut, maar het julle gesien hoe huil sy?" En dan merk die skrywer op: "Ek het haar gesien, maar ek het haar ook nie gesien nie." Toe Jesus aan die huis van Simon die Fariseer ingegaan het om te eet, het 'n sondige vrou in die dorp by die huis ingegaan waar hy was, met 'n albasterfles vol reukolie. Sy het eers agter Jesus gaan staan. Maar toe kniel sy by sy voete. Sy begin huil, en sy voete het met haar trane nat geword. Toe het sy sy voete met haar hare afgedroog, dit gesoen en met reukolie ingevryf. Toe die Fariseer wat Jesus ingenooi het, dit sien, het hy gedink dat Jesus uitgevang is. As Jesus 'n ware profeet was, sou hy hierdie vrou gesien het vir wie sy werklik is. Maar Jesus vertel 'n kort gelykenis aan Simon die Fariseer. En dan draai hy na hom en vra: "Sien jy hierdie vrou? Sien jy hierdie vrou?" Simon het gedink hy sien en Jesus sien nie. Maar hy kom baie gou agter dat die rolle omgedraai is. Dit is hy wat nie sien nie, nie die vrou nie, nie Jesus nie. En verseker ook nie God nie. Wat Jesus vir hom gewys het met hierdie kort gelykenis is: Simon, jy sien nie raak dat God jou vergewe het, en dat dieselfde God, wat barmhartig, lankmoedig, liefdevol, vol deernis is, met jou, ook hierdie vrou raak gesien het nie. As jy dit besef het, sou jy geweet het, omdat jy vergewe is, sal dieselfde God ook vergifnis en deernis vir 'n ander hê. Sien jy hierdie vrou? Sien jy hierdie mens? Sien jy hulle deur God se oë? Jesus is die vraag. En die vraag wat Jesus vra, is na deernis. Wie nie deernis het nie, ken nie die God van deernis nie. Jesus het die vrou se sonde vergewe en vir haar gesê:
Jou sondes is vergewe. Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Sien jy hierdie mens? Hemelse Vader, ons dank U dat U barmhartig en genadig is, lankmoedig en vol liefde. Dat U so teenoor ons optree, so teenoor ons is. Maar ons besef vanmôre in U woord, waar Jesus ons onderrig deur vra, dat U barmhartig en genadig is, lankmoedig en vol liefde, ook teenoor die waarvoor mense neus optrek. Here, laat U Heilige Gees ook ons harte barmhartig en genadig maak, lankmoedig en vol liefde. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.